Goeiemôre al julle pragtige mense. Ek probeer daarom net 'n bietjie netjieser lyk, jy weet. Hoe gaan dit met almal vanoggend? Hier op hierdie maandagoggend, hierdie 16de Februarie. Wragtig, ek sou sê as jy jou kop neersit en jy werk, nee, dan gaan die tyd verby. Dit is net so. As jy jou oë uitvee, het die naweek gekom. As jy oë uitvee, het Suid-Afrika van Nieu-Seeland gewen. As jy jou oë uitvee, het die Skotte vir Engeland gewen. En dit is net hoe dit is. So, goeiemôre en welkom hier so by 'n video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Ons gaan bietjie weer kyk na die Unie vanoggend. Ek sal nie sê Unie deel 3 nie, ja, maar so 4 of nee, bietjie meer as 4. Woorde van siener hierso, waarna ons gaan kyk. En dan gaan ons verder aangaan, miskien met 'n paar uittreksels uit die briewe uit. Ons kan bietjie daarna kyk. Mani, wat sê jy? Goeiemôre. Hierdie is letterlik vanoggend my eerste koffie. Ek het 'n bietjie laat opgestaan vanoggend, ek's baie eerlik. Ek het solid geslaap vanoggend, tot 7 uur toe. En dit was vir my 'n goeie slaap, ek het dit nodig gehad hoor, ek sal sê, ek het 'n paar aande. Wat 'n aand was dit? Saterdag aand. Toe was hier donne weer hier oor Pretoria, wat jy nie kan glo nie. Hier was so 'n harde slag hier bo aan die huis, dat die huis geruk het. En hierdie is 'n 2-verdieping huis. En die huis het geruk, né? Ja, Mani, wat sê jy, Boeta? Dis alweer maandag. Mani stuur vir my gereeld die koerante. Ek is dankbaar daarvoor. En ek kan nie al glo, dis al die 16de Februarie. Ek weet nie hoe het ek hier gekom, ek weet nie. Vader alleen weet. 2026, 16 Februarie. 3 2's en 2 6. Ek kyk altyd na die numerology van 'n ding, weet die nommerwetenskap van 'n ding. En as ek so kyk na vandag se datum, 2 6's, 3 2's, al 3 2's bymekaar gee vir jou wat? Gee vir jou 6. Dan jy is nog 'n 6 en jy het nog 'n 6. Dis 3 6's, maar daar's 'n 1 daar. Daar's 'n 1 daar wat daai hele nommerorde op bevongvaai. So dit werk nie heeltemal uit nie. So dis 667. Prys die Here vir dit. Amper sê ek weer koffie met brood. Goeiemôre almal. Goed. Hier is 'n profiel wat opkom, nee, ek weet nie wie jy is. Ek het al vir jou goeiemôre gesê. Maar ek dink dit is omdat nie almal hieronder kan goeiemôre sê nie. Dat ons daai probleem het. Maar moenie bang wees om op YouTube comments te los nie. Dit gaan my verstand te bowe hoeveel mense is vasgevang in totale verkeerde leer wat die skrif aan betref. En dit is net omdat hulle nie die Bybel lees nie. Hulle lees nie die Bybel nie. Hulle het hulle eie geskrifte of video's en types waarna hulle luister. Lees nie die Bybel nie. Die oorspronklike geskrifte lees hulle nie. En dit is baie interessant. Ek het 'n baie interessante video gekyk van 'n argeologiese opgrawing. Goeiemôre, Rali. Van 'n argeologiese opgrawing waar die naam Theophilus en Johanna op dieselfde klein, hulle noem dit in Engels 'n ossuary. Nou ek weet nie wat die Afrikaanse naam nie. Wat gebeur is, jy word begrawe soos in 'n grot, soos wat Jesus begrawe was, né? Nou na 'n jaar of 2, as die lijk nou heeltemal geontbind het, 3 goeiemôre, dan vat hulle die beendere van hierdie persoon wat daar gelê het, dan sit hulle dit in 'n ossuary. Dit is nou like 'n klein klipkus. En hulle het hierdie klipkus ontdek daarso in Jerusalem met hierdie 2 name op, Theophilus en Johanna. En Johanna was die klein dogter van Theophilus. En dis net in die boek van Lukas waar Theophilus en Johanna saam genoem word. Nee, in 2 plekke word sy naam genoem, Theophilus, en Johanna word saam met hom genoem. En hy was haar kleinkind gewees. En hierdie Theophilus was 'n hoofrabbi. Hulle sê hy is die ou wat oorgeneem het by Caiaphas.
En Lukas was goed bevriend met hom gewees. So nou weet ons wanneer die boeke van Lukas geskryf was. Jy sien, want dit is die enigste argeologiese opgrawing oor hierdie twee name. Net soos die profetiese woord praat van wat kom en wat gaan gebeur en wat gebeur het en dis meer, so praat die klippe tot vandag toe met ons oor wat gebeur het in die woord. En dit is vir ons fantasties. So ons weet dat Lukas geskryf is moontlik 5. Nee, dit sal nie 5 wees nie, want iets soos 30 jaar na Christus. Want Paulus was eers 15 jaar in sy dorpie gewees. So ou kan die tye gaan uitwerk. Pieter, goeiemôre. So Lukas was beslis geskryf voor 67 na Christus. So dit gee vir ons 'n fantastiese geskiedkundige tydlyn. Selfs soos wat ons kry met die profetiese woord van Siener. Jy weet? Goed, ons het gepraat van die man op die perd. Waar is ek nou? Hierso is moeilikheid. Daar het ons gelees, daar is ons. In die Unie staan 'n pot, en onder is vuur, die vuur is van die weste. Die pot is 'n ideologie. Hierdie pot brand, dit kook in hierdie pot. Die vuur is van die weste. Waarna laat dit jou dink? Waaraan laat dit jou dink? Die vuur raak dood, maar die vuur raak dood. Nou daar's nou twee keer in ons geskiedenis waar die ideologie of die pot op die vuur so gebrand het uit die weste uit. In ons geval is die vuur nog nie dood nie, maar in die tyd van die Nasionale Party. Onthou julle toe die weste vir ons geforseer het om die oorlog in Angola te staak. Nee? Pot, regeringspot, een pot, regering, ideologie. Jy kan het maar weet. Daai vuur het doodgebrand. Nou het ons 'n pot, wat weer aan die kook is. Swart pot. Met die weste wat die vuur aan die brand steek. Daai pot se vuur is nog nie dood nie. Nee? Dit is Trump en Ramaplakkertjie se stories. Wat Trump weet wat hier aangaan, en hy's glad nie gelukkig met wat hier aangaan nie. Goed. Hierdie vuur is nog nie dood nie. Sien julle hoe werk die profeties? Toe is in die Unie 'n draadkamp. Julle ken hierdie geskiedenis. En die vroue mense kruip deur die draad in die kamp in. Na die weste gaan die pad, en in die pad lê 'n boereveldskoen. Veldskoen is een kant, hy's nie op die voet nie. Dis die einde van die boereregering. Die vroue kruip deur die draadkamp, julle weet wat hy sê. Dis nie moeilik nie. OK? Hy praat van die konsentrasiekampe van die vroumense, die interneringskampe, waar die boerevroue, oumas, ons ouma grootjies, oumas, vrouens, kinders, alles meisietjies, brutaal aangehou is, en vermoor is, en 'n klomp ander goed met hulle gebeur het. Ek glo in hierdie tyd weet julle waar daai liedjie Simbamba vandaan kom. In Europa staan 'n man, bietjie bruin van kleur, in sy gesig met sy hande oop. In Europa staan 'n man, hy's 'n bietjie bruin van kleur. Hy staan met sy hande oop. Hy's nie heeltemal 'n boer nie, hy's nie heeltemal 'n Afrikaner nie. Hy staan met sy hande oop. Wat beteken dit? Hy's besig om te bedel. Besig om hulp te vra. Wie kan dit wees? Watter wit man
het Europa toe gegaan en gaan sê, asseblief, julle moet ons kom help in Suid-Afrika. Wie dink julle was dit? Onthou, jy moet kyk die volgorde van hierdie goed waarvan hy praat. Die vroue in die konsentrasiekamp. Nou is daar 'n man, hy's effens brein. Hy's nog nie daar in die geskiedenis waar hy 'n besliste Afrikaner of 'n boer genoem kan word nie. Dit is die transisieperiode van Hollands, Frans, Engels, Duits, daai transisieperiode van waar ons oorgaan na boere en boere-Afrikaners. Moenie Let's Pretoria se gemors van Boers glo nie, hoor. Daai ding is gemors, dis 'n leuen. Dit is 'n duimsy geskiedenis daai. Moenie daai gemors glo nie. Wie's die ou? Wie het gesê ons het julle nodig in Suid-Afrika? Paul Kruger. Paul Kruger. Hoekom kan dit nie 'n ander man wees nie? Want op hierdie stadium van die geveg was daar nie iets soos 'n opregte boer of 'n opregte Afrikaner of 'n opregte boere-Afrikaner nie. Inteendeel, daar's nou nog nie so iets nie, alraai? Jy weet jy's 'n boer in jou hart. En jy weet jy's 'n Afrikaner as gevolg van jou optredes, die kultuur waarin jy beweeg. En jy weet jy's 'n boer-Afrikaner as jy in albei beweeg. Thys, wat sê jy? Jakes, wat sê jy? Goeiemôre. So dit is wat jy het hierso. Hierdie is in daardie tydvak. Hoekom sê ons dit? Kom ons kyk na die volgende profetiese woord. In die enie kom een vrou mens uit, sy het 'n hoed wat van lint en kant gemaak is in haar hand. Kom ek lees dit vir julle in die Hollands, dit klink rof. In die enie kom een vrou, mens sy hoed uit, wat gemaak is van lint en kant. En toe hy uit is, dit is nou, veronderstel om sy te wees, toe is dit so 'n groot kant ding, dit moet 'n ding wees. Toe sy uit is, toe is dit so 'n groot kant ding. En hier kom die vrou uit, sy het 'n groot hoed op, of sy kom uit met hierdie groot hoed. Wanneer daar oor vrouens gepraat word daar oor twee goed gepraat. Daar word oor moeilikheid gepraat, en daar word oor vrede gepraat. Hierdie een kom uit met 'n groot kant hoed, sy het nog nie die hoed op haar kop gesit nie. Wat gebeur na die Anglo-Boereoorlog? Dit is die vorming van die Unie. Sy kom met haar hoed uit, daar's effens 'n vrede op pad. Nog nie heeltemal nie. Dit is 'n groot hoed, in ander woorde, dit gaan 'n groot stuk grond bedien. Alraai? Dis nie duimsy mense, wanneer jy hierdie profetiese goed ken, dan maak al hierdie goed vir jou sin. Kom ons kyk, ons is nog steeds in daardie tydvak. Toe kom in die twee vroue uit, 'n boervrou en 'n Engelse vrou. Hulle kyk na die weste. Kyk wat sê sien dit. Maar die Engelse vrou spoeg danig baie. Die Engelse vrou spoeg danig baie. Het julle dit al gesien in die flieks? As hulle so kou, spoeg hulle so. Die Engelse vrou spoeg danig baie. Wat sê dit vir jou? Die boervrou soek vrede. Die Engelse vrou soek moeilikheid. Dis 'n moeilike vrou hierdie. Sy soek moeilikheid. En hulle kyk na die weste. Die liberale soek hulp uit die weste uit. Die boere soek hulp uit die weste uit. Sien julle dit? Nou, omdat daar 'n boervrou en 'n Engelse vrou in hierdie storie is, verwys dit ook na die tydperk van die einde, die rebellie, die einde van die Anglo-Boereoorlog. Maar dit verwys ook na ons tyd nou. Boere soek hulp uit die weste uit. Die Engelse vrou sê, man, ons doen ons eie ding hier. Jy gaan nie vir ons vertel wat ons moet doen. Die links is. Sien julle hoe werk dit? Die Engelse vrou spoeg baie moeilikheid.
Ek het 'n 2-loop haalgeweer aan die kop en staan by die reëling van 'n wa. Boere is gatvol. Ek het 'n 2-loop haalgeweer aan die kop. En ek staan by die wa. Ek is nou reg. Waar so Andrew vanoggend? Ek is nou reg. Kom ons kyk wat uit hierdie prentjie gaan uitkom. Ek is nou reg met my 2-loop haalgeweer. Ek is reg om die ding te doen. In die Indiese draad en een kant 'n ou dambal en tussen die dambal en die draad is 'n sloot. Sien julle hoe sekere goed nou by mekaar kom? Onthou julle die sloot, die voor wat die nuus bring. Onthou julle die voor wat 'n dambal geword het. En die draad wat beteken dit is 'n linie, 'n oorlogslinie. Nou is daar 'n dambal, 'n sloot en 'n draad saam. Die sloot word 'n put, die put 'n tonnel. En uit die tonnel kom 2 10-jarige seuns. Daar was moeilikheid, daar was oorlog. Die nuus het gekom, die nuus was nie van ons goedgesind gewees. Onthou julle daai vaal nuus en daai geel nuus. En toe word hierdie nuus 'n dambal. Dit was toe Malan gewees in daardie jare. Toe was daar draad gewees. En toe al hierdie storie nou klaar is, was daar 'n put. Die put is haaglike toestande. Dit was moeilike tye gewees. Maar toe is daar 'n tonnel, daar word gedelf. Daar word gedelf. Goud word uit die aarde uitgehaal, diamante word uit die aarde uitgehaal. Toe kom 2 10-jarige seuns daar uit. Selfs die jonges werk in die myne. Sien julle die prentjie? Dis 'n beter tyd, maar is nog nie die regte tyd nie. So die geskiedenis aanbeweeg. Van die vore met die water wat vuil was. Van die draad in die oorlog. Na die dambal wat die haaglike al die nuus was geblok gewees. Het was opgedam, het was gekeer gewees. Die unie was gevorm. Né? En toe dit was haaglike toestande, almal was honger. Daar was hongersnood in die land. Toe word daar, dit was die put, haaglike toestande. Maar die put word 'n tonnel. En toe kom daar 2 10-jarige seuns uit. Selfs die jonges werk in die myne. In die unie kom daar geel papier uit. Dit is geskrifte skrif op en dit raak weg. Ek sien is my skrif, sê Siener. So iewers het Siener iets geskrywe. Die geel praat van Engels. Op hierdie stadium praat die geel van Engels. En Siener sê, dis my skrif. Met ander woorde, Siener is nog hier. Dave, goeiemôre. Dis nog in die tyd van Siener. Die geel skrif raak weg. Wat raak weg? Die Engelse raak weg. Ok, ek is hierso. Die Engelse raak weg. Dis nou unie wording. En nou Jan Smuts kom op die toneel. Kom skape, mof en basterskape, deur mekaar af hierheen. Skape, uit die Kaapkolonie uit, en uit Natal uit. Mofskape, het ons gesien is Vrystaters. Basterskape, Kaapkolonie. Hulle is deur mekaar. Hulle kom hierheen. Waar is hierheen? Aan die weste kant van Johannesburg. Siener is besig om te praat. Hulle kom hierheen. Hulle kom hier na ons toe. Daar kom baie waans om 'n rand in die unie. Om 'n rand. Wesrand, Oosrand. Hy praat van 'n rand. Hy het niks geweet van rande op daardie stadium nie, man. Toe kom daar baie waans om 'n rand in die unie. Mense kom by mekaar. Hy sê die wêreld word swart in die unie. Alles is nou deur mekaar in die land. Verskillende mense is oral. Sien julle die prentjie? Verskillende mense is oral. Baster, mofskape, skape, alles is deur mekaar met hierdie reënboog nasie setup.
wêreld word swart. En dan die laaste ene van die Unie waar hy sê, die donker sak toe op die Unie. Die donker sak toe op die Unie. Interessant dat hy nooit iets gepraat het van die Republiek nie. Nooit. Behalwe een ding. Van die vuil kool wat uit die vlag uitgewas word. Corneille, goeiemôre. Die donker sak toe op die Unie. Is dit nie waar ons is vandag nie? Alles is deur mekaar. Mense is deur mekaar. Kyk daar waar jy bly. In jou wijk. Die ouens is ge-urbanized. Is dit nie waar nie? Hulle is ge-urbanized, papa. En alles is deur mekaar. As jy teruggaan oor die video's, dan gaan jy 'n duidelike prentjie kry. Verskoon tog van wat in die Unie gebeur het. Klaar, Johannesburg moet julle behandel, Kaapkolonie. Het ek behandel Pretoria, het ek behandel, hierdie het ek ook vir julle gesê. So ek het nou basies vir julle gesê, wat basies nou oral gebeur, wat die profetiese woord aanbetref. Maar as 'n klomp ander dinge wat ons nou nie genoem het nie. En daar is profetiese woord waar daar gepraat word, maar daar word nie gesê waar, hoe en wanneer nie. So daai is ook baie belangrik om deur te werk. En daar is baie. Daar is baie van dit. En ons sal 'n bietjie deur dit gaan. Wanneer die tyd kom, sal ek deur dit gaan. Dan sal ek hom vat van vooraf, né? Sal hom vat van bo af en dan werk ons hom deur. Maar ek wil nou eers gou gaan kyk. Kom ons sit hierdie maar een kant eers. Ons maak hom net kleiner hier op die laptop. Kom ons kyk 'n bietjie. Ja, ek het hierdie vir julle genoem. Die totale hoeveelheid simbole is 614. Die totaal wat Pretorius gebruik het was 172, 36%. Die totale simbole wat Siener uitgelê het wat Pretorius nie gebruik het nie, met ander woorde, hy het sy boek geskryf sonder om te luister wat Siener gesê het, is 43. Die totale simbole deur ander gegee in Siener se tyd wat Pretorius nie gebruik het nie, was 2 en dan sovoorts. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na ander goede. Die volgende is wat Siener gesê het vir Dr. Rousseau. Is nou 5:08. Ek gaan net so 'n stukkie hiervan deurgaan. Ek het uittreksels gemaak wat vir ons belangrik is en ek het dit na die skrywe gesit. Kom ons lees net gou so 'n stukkie so. Die aanstaande wêreldoorlog sal uitbreek na een van Engeland se groot staatsmanne dood is. Aan die oorlog neem 8 groot nasies deel, 5 aan Duitsland se kant en 3 aan Engeland se kant. Engeland se maats is Frankryk en Pole. Maar Pole gaan nie baie ver saam in die oorlog nie. Hoe weet ons dit? Duitsland het ingekom en hulle geoorwin. Frankryk trek kop uit. Dis wat Dr. Rousseau sê, wat Siener aan hom gesê het. Op die Westerfront word 2 slage gelewer waar die bloed sal loop, soos ons gewoon is die water tussen graspolle deurloop as dit reën. Met ander woorde, dit lyk sleg, dis haaglike toestande. Die 2 slae beslis die wêreldoorlog, maar beëindig dit nog nie. God het 7 plaae vir Engeland beskik, naamlik 1 in Indië, vermoor amper al die Engelse, daar het 'n klompie ontsnap, 2 hongersnood, 3 burgeroorlog is die vernaamste, hulle krediet raak op. Kyk wat gebeur nou. Dan sien ek 'n vark hang aan die hak in Engeland, dit raak daar weg, en dan sien ek hom weer in Johannesburg hang, en daar word van hom wors gemaak, dis van ons belangrik. Die wors hang in die Kaap aan die parlementstoele, en ek eet daarvan, ek is die Afrikaner volk. Die wors hang daar in die parlementshuis, word met wetgewing gekonfiskeer,
en om my ver te wys dat dit 'n regverdige saak is. Dis 'n fantastiese goeie nuus hierdie. Die wors hang daar in die parlementshuis, word met wetgewing gekonfiskeer. En om vir my te wys dat dit 'n regverdige saak is. So, ons weet wat 'n vark is. Dis 'n kapitalis. Wors wat van hierdie kapitalis gemaak. In ander woorde, ons kry ten minste die wors van die slagding kry ons terug. En ons bring wetgewing uit wat seker maak dat die geld wat ons teruggekry het, terug in die staatskas inkom, sodat ons dit vir regverdige doeleindes kan gebruik. Eenvoudige, maklike uitleg, né? Ons roof of steel nie. Die vark is die kapitalis. Al die myne en minerale word staatseiendom. En al die ou republikeinse, hier noem hy die republiek, al die ou republikeinse plase, ook die wat die land uitvlug, se plase en eiendom word verdeel onder my volk. Jakes, wil jy nie sê halleluja nie? Hoekom dink julle praat ek hierdie goed oor die federale alliansie? Want dit is geprofeteer. Dis nie ek wat dit gesê het nie. Dis die boere profeet wat dit gesê het. Hoe het hy geweet wat hier in Suid-Afrika gaan aangaan? Wat weet hy van 'n republiek af? Ek het nou net so 'n paar minute terug vir julle gesê, hy praat nie eintlik veel oor die republiek nie. Hier noem hy hom een keer, en hy noem dit aan Dr. Rousseau. Al die myne en minerale word staatseiendom. En al die ou republikeinse plase, ook die wat die land uitvlug, in ander woorde, boere wat gevlug het, mense wat uit die land uitgevlug het, se plase en eiendom word verdeel onder my volk. Kom ons drink koffie. Hierso is nou waar skrywers van Siener begin 'n klei trap. En ek gaan hiermee begin eindig. Na daardie 2 groot slae gelewer is op die Westerfront, dis Tweede Wêreldoorlog, kom 5 Duitse oorlogskepe na Duitswes en 1 vliegkampskip na Duitsoos. Waarvan praat hy nou? Wat het hy geweet van die goed? 1 vliegkampskip, 1 vliegkampskip. Wat sien hy? Hy sien hierdie groot vliegdekskepe waarvan ons nou deesdae praat. Aircraft carriers. Maar hulle is in 'n kamp. Dit lyk asof hierdie vliegtuie in 'n kamp is. Hy sien hulle kom. Sodra die oorlogskepe land, sien ek die Engelse vlug weg uit Rhodesia en Kaapland uit. Eina goeiemôre. Daai ouens was nog nie hier gewees nie, mense. Daai skepe het nog nie hier aangekom nie. 'n Ou bel my 2018 Januarie. Was een van my ou kliënte daar in Namibië waarvoor ek rusbanke gemaak het. Hy sê vir my, ek weet nie of dit die regte Richard is nie, is dit die ou wat die rusbanke maak? Ek sê ja. Hy sê, great man, ek was so 'n jaar terug daar by jou gewees. Ek wou 'n bestelling by jou plaas, maar dinge het nou so uitgeloop dat ek nou dit nie kon doen nie. Maar hy sê, ek het geweet ek moes vir jou bel. Hy sê, ek het 'n droom gehad. Hy sê, dit is soke plat skeite wat lê op die see. Hy sê, maar ek gaan kyk daarso en dit lyk soos Loederitse water. Hy sê, ek ken Loederitse water. Hy sê vir my, toe hy hierdie goed droom, van hierdie plat skeite wat op die see lê by Loederitz, toe moes hy vir my bel en vir my daarvan vertel. Hy vra vir my, hy sê vir my, weet jy wat dit beteken? Ek sê vir hom, ja, ek weet wat dit beteken. Hy sê, nee, okay, goed, in daai geval, totsiens. En hy sit die foon neer. En ek is heel verbaas. Hierdie ou stel nie eens belang om te weet, wat is daai plat skeite wat op die see lê te Loederitz nie. Daai plat skeite wat op die see lê te Loederitz, mensies, is hierdie.
5 oorlogskepe, wat kom om ons te help wanneer die tyd kom. Die Engelse vlug weg uit Rhodesia en Kaapland. Toe hierdie goed kom, hoekom Rhodesia? Het dit ooit gebeur in die geskiedenis, dat hulle gevlug het uit Rhodesia? Nee, hulle het nie. Maar hoekom noem hy Rhodesia hierso? Want dis die federale alliansie van Suidelike Afrika. Hierdie mense gaan waai. Almal wat weet, hier kom die moeilikheid nou. Ons sal nie nou meer ons gemors hier kan doen nie. Hulle waai. Kyk wat sê hy so. Ons parlement sê daardie tyd, dat het gereën, die gras is groen. Dan word die gras weer wit en droog, en net sodra die gras weer mooi groen word vir die tweede maal, kom maar 3 blou briewe uit. Blou is goeie nuus vir ons. Dis die Duitsers wat ons kom help. As die 3de brief in die parlement kom, sien ek hulle spat uit mekaar en vlug weg uit die Kaap. Nou kyk hoe hierdie goed plaasvind. Vlug hastig weg uit die Kaap. As hulle hier kom sit, ons op ons perde en beweeg ons in die rigting van Lichtenburg. Jy moet nou mooi hierdie goed beginne. Jy moet nou mooi beginne hierdie goed aan mekaar wat skakel. Daar by die koppie kom ons by mekaar en daar kom 'n man met 'n breinpak klere en hy spreek ons toe. Daarna draai ons terug en trek weer hier af en soos in 1914, maar die keer op ons tyd. Ons vlug nie soos in 1914 nie. Ons het ook nie in 1914 gevlug nie, maar ons goed het streep gelê om van ons perde ligter te maak. Ek weet waarvan hy praat. Daaronder langs Groot Rivier kom Wes-Transvaal, Suid-Transvaal en Oos-Kaapland by mekaar. Daar langs die Groot Rivier. Wes-Transvaal, Suid-Vrystaat en Oos-Kaap, waar hulle by mekaar kom. Daar ontmoet ons die Duitsers en daar kry ons al die gewere en kanonne wat ons nodig het. In hierdie tyd sien ek in Johannesburg 'n baie groter staking as wat daar in 1922 was. En al die treine in die Unie, behalwe die trein tussen Prieska en Duits-Wes staan doodstil. Ook hulle staak. Dis wat hy gesien het. Goed. Ons sal volgende week, Woensdag as die Here my spaar, sal ons gaan kyk na die uittreksels, en dan sal ek hierdie met julle deel. Ek sal ook dan die tweede stuk verder lees van die geelslang en die hongersnood en die goed. Die Engelse wat Afrikaners geword het en so aan. Dan lees ons die volgende gedeelte en dan behandel ek gou hierdie boonste stuk, die uittreksels van hierdie boonste stuk met julle, maar dat is iets vir julle om aan te dink. Ok, dis maandag man, begin van die week. Kom ons bid tot Vader en ons vra vir 'n absolute geseënde week hierdie week. Ons het dit nodig aan die kant van die draad, beslis. Die federale alliansie het dit nodig. Ek het baie ver gevorder met die toep. Mense, ek julle sê ek vertel vir julle wat ek doen, sodat julle kan versien. Dis nie net aan belang van my nie, soos wat ons sien oor praat nie. Dis in belang van die land. Die betalingsgateway is, soos wat hulle noem dit 'n gateway, is gemaak op die back-end, klaar. Het is klaar gebou. Die stats, die resultate gateway is klaar gebou, vasgemaak. Die video gateway is klaar gebou, vasgemaak op die back-end. Ek gaan vandag nog wat aan die video ene werk, en dan gaan ons werk aan die podcast ene, en dan is alles wat gebou moet word, basies klaar. Dan is dit net die inskakeling van die regte sleutels, ensovoorts, en dan werk die ding. Dan moet hy geplaas word op Vercel, waar hy gebou word, en dan die tweede ding, of die laaste ding is dan die service wat hom moet hou. Maar die inskakel, wat ons noem die login, dit werk 100%. Die liedere wat gesing word, ek kan nie alles vir julle vertel nie, want dis 'n anderste toep hierdie. Die liedere wat op hierdie ding kom werk, as jy daarop klik, dan speel die song. Dit werk, is klaar gebou. As jy jou e-mail insit, jy sit vir jou kode in, jy sit in watter land jy is, dan kom jy by die punt waar jy die terme aanvaar. As jy daar by daai punt kom, sien jy ook wat dit jou kos, sê maar in Australië, $2.iets, wat ook al, dan druk jy daai knoppie, en dan vat dit jou na die bank toe, jy doen jou betaling en die toep gaan vir jou oop. Wat die vrypakket aan betref, hy maak al klaar oop. Dit werk 100%. So ons prys die Here vir dit. So ons is ver, mense, ons is ver. Ek bid dat ek by die einde van hierdie week
kan terugsit en sê, okay, goed, nou is dit tyd vir die advertering, en that's it. Dis waarna ek werk. Dus kom ons kyk hoe die dinge loop. Ek is opgewonde, ons moet opgewonde raak. Dit gons daar buite, soos wat die Afrikaner en die boere nou praat. Ek het dit op my foon. Ons het 'n groepie, so vriende van die adviesraad. Julle moet sien die goed wat hierdie ouens sê. Van die verandering van die kerk na die stigting van staat. Hulle praat konfederasie. Kyk net, ek antwoord hulle nog nie. Laat hulle aangaan. Want hulle begin die goed sê. Hulle begin besef dat klein groepietjies op 'n eiland werk nie. Hulle begin besef dat hande vashou is nou belangrik vir boer Afrikaner en Afrikaner. Die een ding wat hulle moet regtig besef is dat ons is vryburgers, eerste. As almal kan besef dat ons is vryburgers, kan ons almal hande vashou. Dan sit dit moeilik nie. Dan gee ek nie om of hier so 'n Engelsman op my linkerhand is en 'n Portugees op my regterhand is nie. Want ons is vryburgers. Ons is nie 'n reënboognasie nie. Ons is vryburgers. En jy kan dan besluit in watter staat jy eendag wil bly. Of in die federale staat, of in die boerstaat, of in die Kaapstaat, of in die Zulu staat, of waar ook al jy wil bly. En as jy 'n plaas daar het, sal dit soewerein wees. Nou ja toe, vryburgers. Saam met God maak eendag mag, as nie 'n ander manier nie. Dit moet 'n fantastiese maandag hê. En as dit die Here se wil is, dan praat ek Woensdag weer met julle.